Madeleine hier mensies en welkom terug by Slaapstories vir groot mense. Hier vertel ons Afrikaanse stories vir die stiller ure van die aand. Vir wanneer jy wil afskakel, asemhaal en stadig gaan wegdryf, slaapland toe. Donderdag-aande kuier oom Eldie by ons en Sondag-aande wissel ons tussen Mas Kokemoer se misdaadverhale, Malkop Mavis Ferreira en ook nou en dan 'n spookstorie uit die verlede. As jy op YouTube luister, help ons deur te like, comment en subscribe. En op Spotify, onthou asseblief om die potgooi te volg en vir ons 'n kommentaar te los. Dis Afrikaanse stories vir Suid-Afrikaners, waar in die wêreld julle ook al is. Kom ons maak elke aand net 'n bietjie stiller, sagter en voller van Afrikaanse stories. Onder die lamplig. Episode 8, die Krugersdorp kultmoorde. Naand my liewe luisteraars, kom sit maar nader, skuif nader aan die lig. Die huis is stil vanaand, stil op daardie manier wat jou laat voel, asof selfs die mure hulle asem ophou. Hier voor my lê nog 'n dossier. Nie sommer net papier nie. Nie sommer net name, datums en aanklagte nie, maar die soort verhaal wat selfs in sy stilste oomblikke nog koud voel. Daar is altyd vir my iets aan hierdie oomblik, daardie sagte oopmaak van 'n leer, daardie eerste bladsy wat lig vang, daardie gevoel dat jy nie net 'n saak oopvou nie, maar mense, leuns, vrees en soms iets wat lankal begin stink het, voordat iemand dit uiteindelik geruik het. Voor ons begin, moet ek julle waarsku. Hierdie episode bevat verwysings na geweld, manipulasie, moord en ontstellende besonderhede oor hoe mense doelbewus beseer en doodgemaak is. As jy sensitief is vir sulke temas, berde hierdie een dalk vir later. Hier onder die lamplig bring ek daardie stories vir jou. Nie net die stories wat in hofsale afgespeel het nie, maar ook die stories wat in huise begin het, in gemeentes gefluister het en in families soos rook bly hang het. Stories waar die vraag nie net is, wat het gebeur nie, maar hoe gebeur so iets? Hoe skuif gewone mense, stap vir stap, oor lyne wat hulle selfs eens sou gevrees het. Vanaand kyk ons na die Krugersdorp kultmoorde. Die saak waarin die staat gesê dat lede van die sogenaamde Electus Perdeus groep tussen 2012 en 2016 verantwoordelik was vir die moord op 11 mense, saam met aanklagte van bedrog, roof met verswaarende omstandighede en rampokkery. In die eindfase is swaar vonnisse opgelê, onder meer veelvuldige lewenslange tronkstraffe vir sleutelfigure soos Cecilia Steyn, Zack Valentine en Marcel Steyn. Krugersdorp, 'n bekende plek, 'n gewone plek. Die soort plek waar mense werk toe ry, rekeninge betaal, kinders optel, kerk toe gaan. En miskien is dit juis waarom hierdie saak so diep onder 'n mens se vel inkruip, want niks daaraan voel op die oppervlak soos 'n donker legende nie. Dis nie 'n afgeleë berg of 'n verlate plaas met kraaie in die bome nie. Dis mense, huise, geloofstaal, verhoudings en stadig beheer. Die groep waarmee hierdie saak later verbind is, het hulle self Electus Perdeus genoem, uitverkies deur God.
Volgens beriggewing en hofverslae het die saak gegroei uit verhoudings rondom 'n kerkkring en 'n kleiner groep mense wat al hoe meer in 'n eie wêreld begin leef het, met Cecilia Stein as die sentrale manipulerende figuur. Nou daardie soort naam doen al klaar iets aan 'n mens, want sodra 'n groep begin glo hulle is nie net gelowig nie, maar uitsonderlik, nie net anders nie, maar bo ander, raak dinge gevaarlik. Want dan word twyfel sonde, teenspraak word verraad, en iemand wat nee sê, word later nie meer as 'n mens gesien nie, maar as 'n probleem. Dis hoe baie donker dinge begin, nie met geskree nie, met sekerheid. In die middel van hierdie storie staan Cecilia Stein. En wat my altyd ontstel van mense soos sy, is dat hulle selde soos monsters lyk. Monsters in stories is maklik. Hulle kom met waarskuwingstekens, donker oë, musiek wat skielik verander. Maar in die werklikheid? In die werklikheid praat beheer baie keer sag. Dit kyk jou stip aan. Dit laat jou eers belangrik voel. Spesiaal. Gesien. En wanneer jy eers emosioneel of geestelik begin leun, begin dit stadig meer vat as wat dit gee. Volgens verslae oor die saak het Cecilia haarself in sekere kringe as geestelik gekose of selfs bonatuurlik magtig voorgedoen, en het sy genoeg invloed opgebou dat ander mense haar leierskap, eise en interpretasies begin volg het. Die staat se saak was in wese dat geloofstaal, groepsdruk en persoonlike lojaliteit gebruik is om mense by ernstige geweld en moorde te betrek. En dis miskien die belangrikste ding om te onthou. Hierdie was nie net 'n storie van mal mense nie. Dit was 'n storie van invloed, van beheer, van hoe iemand ander mense se morele rugstring stadig afbreek, tot hulle later dinge doen wat hulle vroeër self sou verafskie het. Een van die wreedste dinge wat in veelvuldige moordsake gebeur, is dat die vermoordes maklik saamvloei. Hulle word 11, net 'n getal, net 'n lyn in 'n opsomming. Maar hulle was nie net 'n getal nie. Michaela Valentine was 'n jong vrou van 25. Berigte beskryf haar as iemand vir wie haar man en haar geloof baie belangrik was. In Oktober 2012 is sy in haar huis in Ruimsig vermoor. Volgens latere beriggewing en die staat se weergawe was haar dood gekoppel aan groepdinamiek, lojaliteite en die feit dat sy nie die groep se planne wou ondersteun nie. Net 'n maand later, in November 2012, is pastoor Reginald Bendixen by sy huis in Honeydew dood aangetref. Berigte koppel sy moord aan spanning en konflik wat reeds tussen hom en Cecilia Stein gegroei het nadat sy haar van die kerk vervreem het. Daarna het die spoor net verder en donkerder geloop. In Julie 2012, nog vroeg in die groter ketting van moorde, is Natasha Burger en haar buurvrou Joyce Boonsaaier doodgevind nadat Burger na Boonsaaier se huis gelok is. Later in 2015 is Pieter en Joan Meyer, 'n egpaar van Krugersdorp, in hulle huis doodgesteek, tydens wat volgens die staat ook oor geld en roof gegaan het. En in een van die koudste dele van die saak is Jared Jackson, 'n straatverkoper, gelok en vermoor, sodat sy liggaam gebruik kon word in 'n plan om Zack Valentine se dood voor te gee vir versekeringsbedrog. En hier is waar 'n mens maar net stil raak. Want die hof werk met aanklagte, die media werk met opskrifte, maar families werk met afwesigheid. Met 'n stoel wat leeg bly, met 'n nommer wat nie meer antwoord nie, met verjaarsdae wat stiller word. Wat hierdie saak so ontstellend maak, is dat die manier van doodmaak verskil het, maar die logika daarachter nie. Michaela Valentine is by haar huis aangeval en vermoor,
Verslae beskryf 'n uiters gewelddadige toneel met steekwonde. Pastoor Bendiksen is doodgesteek en met 'n byl aangeval. Peter en Joan Meyer is by hulle huis doodgesteek tydens 'n roof. En Jared Jackson is gelok, met medikasie bedwelm, gewurg, in 'n motor geplaas en aan die brand gesteek as deel van 'n versekeringsbedrogplan, waarin hy die plaasvervanger vir Zach Valentine moes wees. Mens vra waarom? Omdat die motiewe in hierdie saak telkens om dieselfde donker spul gedraai het. Beheer, lojaliteit, geld en die verwydering van mense wat in die pad gestaan het. Party slagoffers was bedreigings, party was struikelblokke, party was bronne van geld. En party was eenvoudig mense wie se lewens in iemand anders se planne ingepas moes word. Dis dalk die koudste waarheid van alles, die punt waar iemand ophou om 'n mens te wees en begin tel as 'n oplossing. En sodra daardie skuif in 'n mens se kop plaasvind, raak byna enigiets moontlik. Hier is die deel waar mense altyd wil wegstap, of vinniger luister, of hulle self gerusstel met woorde soos, maar dit was mos nie normale mense nie. Ek weet nie. Ek dink dit is juis die verskrikking, want baie van hulle het normaal gelyk. Hulle het nog gepraat, nog rondgery, nog geëet, mense in die oë gekyk, grappies gemaak, winkels in rye gestaan, nog amen gesê. Boosheid kom nie altyd dramaties aangestap nie. Soms trek dit net 'n netjiese baadjie aan en leer dit die taal van geloof. En dis hoekom hierdie saak so vassteek in mense geheue, nie net oor hoeveel mense gesterf het nie, maar omdat dit wys hoe gevaarlik dit raak, wanneer iemand jou vra om jou eie gewete stil te maak in ruil vir beloning. Ek sê dit gereeld in hierdie soort stories, volg die emosie, maar volg ook die geld. Want al word daar gepraat van roeping, van uitverkiesing, van geheime geestelike insig, eindig die spoor so dikwels by iets baie alledaags. Geld, besittings, versekeringsuitbetalings, toegang, beheer. Die staat se saak het nie net moord, maar ook bedrog, roof met verswaarende omstandighede en rampokkery ingesluit. Daardie kombinasie is belangrik, want dit wys dat hierdie nie bloot 'n storie van geloofswaansin was nie. Dis ook 'n storie van mense wat wou vat, geld, invloed, mag en ander mense wat daarvoor moes betaal met hulle lewens. Dis vreemd, né, hoe groot heilige woorde so dikwels gebruik word om baie klein, vuil begeertes toe te smeer. Maar uiteindelik kom daar 'n oomblik waar selfs die mees selfgemaakte mite voor 'n hof moet staan. En dit is altyd 'n ander soort lig. Nie die warm lig van 'n lamp in 'n sitkamer nie, nie die dramatiese lig van 'n TV-dokumentêr nie. Nee, die skerp, onaangename lig van bewys. Die saak was een waarin beskuldiges tereggestaan het op 32 aanklagte. In die uiteinde het Cecilia Steyn 13 lewenslange vonnisse plus 155 jaar. Zach Valentine 8 lewenslange vonnisse plus 93 jaar. En Marcel Steyn 7 lewenslange vonnisse plus 144 jaar ontvang. Ander beskuldiges het ook lang tronkstrawwe gekry. En selfs al maak geen vonnis ooit iets reg nie, sê sulke strawwe tog iets. Hulle sê die hof het gesien hoe diep die skade loop, hoe berekend dit was, hoe wyd dit gestrek het. Maar die reg kan net soveel doen. Hy kan oordeel, hy kan opsom, hy kan straf, maar hy kan niemand vir 'n maat teruggee nie. Hy kan nie 'n kind se vrees uitwis nie, en hy kan nie 'n gemeenskap se onskuld terugplaas waar dit eens gestaan het nie. Een van die vrae wat mense altyd vra is, hoekom het hulle nie net weggegaan nie? Hoekom het niemand vroeër gepraat nie?
Dis 'n verstaanbare vraag, maar is ook 'n vraag wat baie keer uit veiligheid gevra word. Want mense binne beheerstrukture sien nie die volle prentjie soos ons agterna nie. Hulle sien stukkies. Hulle leef binne druk, binne vrees, binne lojaliteit, binne die hoop dat dinge weer reg sal raak, binne die skrik dat hulle selfs volgende kan wees. En miskien is dit een van die mees ontstellende waarhede oor menswees. Ons kan aan byna enige iets gewoond raak, as dit stadig genoeg gebeur. Vir my is hierdie nie net 'n saak oor 'n groep mense wat verskriklike dinge gedoen het nie. Dis 'n saak oor hoe maklik die taal van geloof misbruik kan word. Hoe gierigheid dikwels agter geestelike rookskerms skuil. Hoe mense hulle eie morele kompas kan uitkontrakteer as die behoefte om te behoort groot genoeg raak. En dis ook 'n saak oor iets eenvoudigs, maar gevaarliks. En dis ook 'n saak oor iets eenvoudig, maar gevaarlik. Die menslike honger om spesiaal te wees. Want as iemand vir jou sê, jy's nie net geliefd nie, jy is uitverkies, dan voel gewone reëls baie vinnig, baie klein. En dis presies wanneer 'n mens versigtig moet raak. En so, my liewe luisteraar, maak ons die dossier vir vanaand toe. Nie omdat alles nou skielik netjies voel nie. Nie omdat 'n hofuitspraak die donker uit 'n storie kan haal nie, maar omdat daar 'n punt kom waar 'n mens die papier moet neersit, al sit die gedagtes nog lank regop. Die Krugersdorp kultmoorde bly by 'n mens, nie net oor die geweld nie, nie net oor die getal nie, maar oor hoe maklik woorde soos roeping, uitverkiesing, geloof en gehoorsaamheid in verkeerde hande in wapens verander. Want onder al die groot taal was daar uiteindelik iets baie eenvoudigs. Mense wat beheer wou hê. Mense wat geld wou hê. Mense wat gehoorsaamheid wou hê. En ander mense wat te laat besef het dat hulle nie gelei word nie, maar gebruik word. Onder die lamplig lyk dinge soms helderder, of ten minste eerliker, maar partystories gooi 'n skaduwee wat lank bly lê, selfs nadat die lamp af is. Dankie dat jy vanaand saam met my hier gesit het. Dankie dat jy geluister het. En dankie dat jy nie weggekyk het toe die papier donker begin raak het nie. Slaap sag, hou die lig naby, hou jou gewete nader as enige leier. En onthou, nie alles wat heilig klink, kom van die lig af nie. Onder die lamplig, geskryf en voorgeles deur Madeleine Skoombie. 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.